Geliefdes, goeiemôre aan almal. En baie welkom by die 4de diens van ons Pinksterreeks. En ek moet sê ek is baie beïndruk met elkeen van julle dat julle hierdie koue vanoggend aangedurf het en almal hier is. Ek het glad nie verwag dat ons so baie gaan wees nie, maar wat 'n wonderlike geleentheid, geliefdes, waar ons weer net weer bietjie kan besin, kan nadink oor die wonder van die Gees. Dominee Braam, die vorige erediens was 'n wonderlike diens oor die gawes van die Gees. Vandag gaan ons nou 'n bietjie stil staan by die vrug van die Gees en wat dit ons ook toe in staat stel vandag en hoe dit ons bemagtig en kragtig om hierdie wêreld ook so in te kan beweeg. So geliefdes, op hierdie koue oggend, kom ons word stil en ek begin vanoggend se erediens deur vir ons almal te bid. Here, dankie dat ons van ver af hier in U huis teenwoordig kan wees. Dat ons nie net as vriende hier kan instap nie, maar as familie in U naam, die prys wat U betaal het aan die kruis, deur U bloed wat U opgeoffer het. Dankie dat ons kan behoort. Dankie dat ons verlossing niks te doen het met ons eie vermoëns, ons eie verdienste nie, want dan sou ons lankal al verlore gewees het. Maar dat dit alles afkomstig van U genade en U liefde is, U kruisdood. Daarom prys ons U naam. Daarom leef ons 'n lewe in dankbaarheid. Probeer ons ook so dat die Gees wat ons kom bemagtig, wat ons krag kom gee, dat dit ons kan gebruik in hierdie wêreld. Here, daar waar donkerte om elke hoek en draai ons onderkry, ons sekerheid, ons baie ook so moeilik maak. Weet ons, my Here, U is altyd teenwoordig. Ons het 'n tempel van U Gees geword en daarom leef U Gees nou permanent binne ons. Ons dankie, Here, vir die Pinkstergeleentheid, wat ons hier by die kerk bymekaar kan kom, kan fokus op dit wat U alles vir ons gedoen het, na U opwekking. En help asseblief dat ons ontvanklik sal wees vir die werk van die Gees deur ons en dat ons werklike verskil daar buite sal maak. Amen. Geliefdes, ons skriflesing waaruit ons vandag gaan lees, kom uit Galasiërs 5. Nou let wel, ons gaan dit in gedeeltes doen, ons gaan so stuk na Galasiërs 5 van vers 16 tot en met 26 lees en dan so deur hierdie hele gedeelte werk. Maar ek begin eers deur 'n inleiding. Geliefdes, hoe word een se geestelike volwassenheid gemeet? Is daar 'n manier wat ons na iemand toe kan gaan en vasstel of bepaal op watter vlak hulle geestelike volwassenheid is? Deur ons lewe, deur die jare, kom ons baie ander gelowiges teen, ons bou verhoudings, ons ontmoet nuwe mense. En van tyd tot tyd kruis ons paaie met 'n ander gelowige, iemand wie ons so beïndruk, dat ons reaksie op hulle verhouding met die Here is: "Joe, maar hierdie persoon is geestelik volwasse. Joe, hulle het 'n hoogte bereik waarvan ek net kan droom. As ek maar net daar kan wees, as ek maar net die dinge kan doen wat hulle kan doen." Bedoelende, ons dink, ons maak die afleiding, maar hulle is op 'n hoër vlak as ons. Weerens hierdie verworpe hiërargiese stelsel, hulle is op 'n hoër vlak en God is bo, so wat beteken hoe hoër ons op hierdie vlak klim, hoe nader is ons aan die Here. Dit is nie hoe dit werk nie, maar kom ons gaan aan. Wat van hierdie persoon se optrede het ons die besluit laat maak, maar hulle is geestelik volwasse? Dalk het ons goeie vriende geraak en ons het van tyd tot tyd saam met hulle in die kerk gesit. En elke liewe keer as ons langs hulle in die kerk sit en die kollekte mandjie kom verby, dan druk hulle nie 'n 10 of 'n 20 of 'n 50 rand noot daarin nie. Hulle druk honderde en 200 rand note daarin, dat ons amper skaam kry. Naderhand begin ons dink, na die 4de of die 5de keer wat ons dit waarneem, maar dalk is die sleutel tot geestelike volwassenheid hierin. Dalk oor die jare wat ons hulle ken, het ons gesien, maar hulle lees baie Bybel. Hulle Bybelkennis is iets besonders.
Ons kan maar net 'n paar woorde sê en dan spring hulle en sê, maar dis waar dit in die Bybel staan. Saam met dit kom ons agter, maar dis asof hulle van oggend tot aand konstant tot die Here bid. Ons weet nie hoe hulle werke doen nie. Dis asof hulle net die hele tyd sit en bid. En as daar 'n funksie by die kerk is, geliefdes, dan is hulle daar. Elke liewe keer, hulle is voor die koster daar en hulle loop na die koster. Nou daar by die gemeente waar ek groot geword het ons altyd gespot, want daar was so 1 of 2 mense wie ons altyd gesê het, maar julle het nie nodig om ver huis toe te gaan nie, sommer net daar agter die konsistorie, dis mos waar julle bly, want hulle was by elke liewe funksie van die kerk gewees. Dalk het ons die afleiding gemaak en gedink, maar dit is hoekom hulle so geestelik volwasse is. Oor hulle bereidwilligheid, oor hulle toewyding aan die kerk en aan die woord. Dalk het ons op 'n ander stadium saam met hierdie persoon wie ons as geestelik volwasse beskou, het ons saam met hulle die sendingsveld inbeweeg. En daar in die sendingswêreld het ons met ons eie oë gesien hoe hulle 'n wonderteken in die naam van die Here gedoen het. En soos hulle in Engels sê, toe seal dit die deal. Toe weet ons, maar hulle is geestelik volwasse. Kyk tot wat is hulle in staat, hulle kan wondertekens in die naam van die Here doen. Geliefdes, hierop wil ek antwoord en sê, geestelike volwassenheid word nie altyd gemeet deur die uiterlike tekens nie. Geestelike volwassenheid word nie bepaal deur die hoeveelheid keer wat ons die Bybel al van begin tot einde deurgelees het, of die hoeveelheid geld wat ons vir die kerk gee, asof die Here 'n boek hou, daar bo in die hemel. Vir elkeen van ons het hy so 'n boekie, en as dit Sondag kom en sê, okay, kom ons kyk, hoeveel gaan vandag gegee word? Oef, bietjie minder as laas. Ag, die maand was bietjie moeilik, dis te verstaan. Nee. Geestelike volwassenheid word ook nie bepaal deur die hoeveelheid wondertekens wat ons al in die naam van die Here mee gehelp het nie. Maar eerder in of ons harte verander het en of ons harte besig is om te verander volgens ons toewyding aan God. Geestelike volwassenheid is nie altyd sigbaar vir die mense rondom nie. Geestelike volwassenheid is 'n teken van die Gees wat 'n vaste woning in ons gevind het. En ons wat op 'n daaglikse basis al hoe meer en meer begin oorgee aan die Gees wat deur ons werk. En geliefdes, dit is presies wat ons in Pinkster leer. Dat die Gees is met ons. Nie net 'n paar ure van 'n dag nie. Afhangende van by watter kerk 'n mens is, kan 'n mens totaal en al 'n ander boodskap kry. Baie kerke daar buite het hierdie hele ritueel voordat die diens begin, dat die predikant of die pastoor of wie ook al voorstaan, die Gees eers moet roep. En na 5 of 10 minute se konstante geroepery, dan is die Gees eers binne. Dan het die Gees ons kom vul. Nee. Die woord is duidelik, die Gees het 'n vaste woning in ons kom kry. Die Gees is konstant en betrokke by almal ons, nie net om ons toe te rus tot bediening nie, nie net om ons te bemagtig tot getuies nie, maar om ons karakter te laat groei, ons karakter te laat verander, laat dit al hoe meer en meer ooreenstem met die van Jesus sin toe hy hier op aarde was. En die manier hoe dit gebeur, is nie deur groot gebeurtenisse wat aandag op onsself trek nie. Dit is nie deur ons geloofsoptredes wat ander mense se oë laat rek nie. Maar eerder deur dit wat agter geslote deure gebeur. Daar waar ons en die Here 1 tot 1 sit en ons harte aan hom oopmaak. Ons tema vir vandag, die vrug van die Gees, 'n nuwe lewe. Ons gaan 'n bietjie stil staan by die Heilige Gees wat ons kom hernie, 'n nuwe ingesteldheid by ons kom kweek, 'n nuwe begeerte en uiteindelik 'n nuwe karakter in God, wat al hoe meer en meer soos die van Jesus Christus sin lyk. Of in ander woorde, daar waar die Gees van God woon, outomaties gaan daar vernuwing en verandering plaasvind. Dit is die krag van die Gees.
Nie net 'n gedragsverandering nie, maar 'n hartsverandering. Die verskil tussen die twee gou vinnig op te som, 'n gedragsverandering is waar ons baie kere kies, maar ek moet so optree. Hierdie is die regte ding om te doen. Ek kies om eerder hierdie te doen as om daardie te doen. 'n Hartsverandering is waar ons outomaties die regte ding doen, outomaties leef volgens die woord van God. Geliefdes, kom ons delf saam in Galasiërs 5 in en ons ontdek hoe die Heilige Gees besig is om met ons te werk, hoe die Heilige Gees ons versterk om teen die vlees te kies en ons so te kom vernuwe en verander. Die eerste punt waarna ons kyk, daar is 'n stryd tussen vlees en gees. Ek lees vir ons die eerste paar verse van Galasiërs 5, vers 16 tot 18. Wat ek bedoel is dit: laat julle steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle doen wat julle graag wil, of kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Paulus begin hierdie gedeelte met 'n opdrag. Baie kortliks opgesom, hy moedig die gemeente van Galasië aan, maar leef volgens die Gees. Laat die Gees julle gedrag bepaal. En wanneer julle dit doen, dan sal julle nie meer soeg vir julle begeertes vir waartoe die vlees julle lei nie. Die Gees en die vlees is twee uiterste pole wat konstant besig is om teen mekaar te bots. Twee magte wat konstant beklei en ons as gelowiges is in die middel van hierdie twee. Daar's klomp verskillende maniere hoe ons die Gees en die vlees kan opsom om dit beter te verstaan. Ek wil dit as volg opsom. Die vlees aan die een kant word verteenwoordig deur die ek, die ego, dit wat ek wil hê. Die bevordering van die individu, die gejaagdheid van selfbevordering, sonder om enige iets of enige iemand anders rondom ons in ag te neem. En geliefdes, moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie, ek probeer nie sê die Bybel is gekant teen enige bevordering nie. Nee, ons groei, ons bevorder in ons werk, ons persoonlike lewens. Die Bybel ondersteun dit. Wat die Bybel teen is selfbevordering ten koste van ons naaste, ten koste van ons medegelowiges. Daar waar die ego so groot geword het, laat ons bo oor ons medegelowiges trap. Laat ons hulle as trappies gebruik om onsself te bevorder. Dit is waarvoor die vlees staan. Die Gees aan die ander kant is waar ons die teenwoordigheid van God, die krag van die Heilige Gees toelaat om ons mee te vul en deur ons te werk, sodat ons die groter gemeenskap in Christus kan oplig. Die skynbare verskil tussen die twee, vlees bevorder die individu, die Gees bevorder die gemeenskap in God. Wanneer ons nie meer vir ons as individue leef nie meer vir die ego nie, maar dat ons sal streef om eerder ons medegelowiges op te tel. Laat ons as 'n familie ons laste saamdra. En geliefdes, dis eintlik 'n toets wat ons kan toepas as ons by ander gemeentes of waar ook al ons is baie vinnig wat 'n mens kan agterkom, wat word bevorder in daardie kerk. As voorbeeld, as 'n mens na hierdie groot megakerke gaan kyk, Dominee Braam het nou kortliks daarna verwys uit die Gees of die gawes van die Gees. Maar as ons na baie van hierdie groot megakerke gaan kyk, is dit baie maklik om agter te kom. Wat word bevorder in daardie gemeente? Word daar konstant oorgedra, maar doen hierdie, doen daardie, doen dit, en dan sal die individu bevorder word? Of ons leef as 'n familie in Christus en ons moet gesamentlik opgelig word.
Is baie vinnig om raak te sien, wat verkondig 'n kerk? Die vlees of die gees? En geliefdes, hierdie stryd, hierdie botsing tussen hierdie twee uiterstes, baie keer as ons die Bybel lees en ons lees van sulke tipe dinge, dan dink ons maar dis metaforiese taal, dis groot teologiese woorde van iets wat in 'n ander dimensie afspeel. Ons hoef nie daaroor te bekommer nie. Nee. Geliefdes, dit is 'n daaglikse realiteit in ons lewens waarmee elke liewe een van ons gekonfronteer word. Ons almal ken die spanning, of kan met die volgende woorde vereenselwig. Ons het dit dalk nog net nie 'n naam gegee nie, die stryd tussen die vlees en die gees. Aan die een kant word ons geroep om iemand te vergewe. Kom ons sê as voorbeeld, iemand het verkeerdelik teenoor ons opgetree. Hulle het immoreel opgetree en hulle het ons werklik seer gemaak. Die woord van die Here roep ons om hulle te vergewe, net soos wat die Here ons vergewe het. Hoe moeilik dit nou dalk mag wees. Maar aan die ander kant wil ons wraak neem. Aan die ander kant staan ons op en ons sê, maar dit is verkeerd wat hulle gedoen het. Hulle moet verantwoordelik gehou word vir wat hulle gedoen het. En as ons nie iets hieraan gaan doen nie, gaan hulle skotvry wegstap. Daarom moet ons iets hieromtrent doen. Ons moet staan vir wat reg is. Dit is wat ek wil hê. Ek wil hê hulle moet die pyn voel wat ek beleef het. Dit is net reg. Die Gees lei ons tot vergifnis. Roep ons tot die bevordering van 'n verhouding in die groter gemeenskap van Christus. Die vlees bevorder die ek, maar ek wil wraak neem, ek sal beter voel. Dit is wat ek wil hê. Daar's nog baie ander voorbeelde wat ek kan gebruik, waar hierdie twee in konstante botsing met mekaar is. Hoogmoed en selfverheffing teenoor nederigheid en diensbaarheid. Jaloesie en afguns teenoor vreugde vir iemand anders se seëninge, liefde vir hulle. Materialisme en selfsug teenoor vrygewigheid en afhanklikheid van die Here. Die goeie nuus in dit alles. Die gees en die vlees is nie ewe sterk pole wat teen mekaar bots nie, al stel baie gelowiges dit so op. Baie kere sal gelowiges sê, maar die bose, die slegte of dan die vlees is net so sterk opponent teenoor God, die goeie en die gees. Dieselfde beginsel, God wat teen die Satan skaak speel. En as God nie versigtig is nie, kan hy 'n paar stukke van die bord verloor. As hy dalk bietjie aan die slaap is, kan die Satan die hele stryd wen. Nee. Dit is nie hoe dit werk nie. Die vlees is nie op dieselfde vlak as die gees nie. En die goeie nuus in dit alles is, ons het die krag van die Gees tot ons beskutting. Ons hoef nie meer te fokus op ons eie vermoëns nie. As dit daarvan afgehang het, was ons lankal al verlore. Maar die genade van ons Here skyn deur. En die bepalende faktor is ons bereidwilligheid. Of ons sal toelaat dat die Gees van die Here deur ons sal werk. Maar ons moet ook eerlik wees hieroor. Ons is gebroke mense wat in 'n gebroke wêreld leef. As sondige wesens is ons geneig om nie reguit hierdie pad deur te loop nie, maar van kant tot kant toe te swaai. Dan fokus ons op die Gees en die dinge gaan goed en ons is naby aan die Here. En ander kere struikel ons sukkel en ons loop bietjie die vlees se pad. Ons moet nooit dink dat ons perfekte wesens is wat nie 'n voet verkeerd sit nie. Ons moet nooit onder die indruk wees dat daar sogenaamde geestelike leiers of religieuse leiers daar buite is wat nie hiermee sukkel nie. Nee, ons almal doen. En God
ken ons, hy sien ons uitdagings en tekortkominge raak. En die goeie nuus is, hy aanvaar dit. En hy verwelkom ons steeds in sy arms in. Maar, net omdat ons struikel, net omdat ons sukkel van tyd tot tyd, moet ons dit nie as 'n verskoning gebruik, om nie ons beste te probeer, om in elke moontlike situasie die gees bo die vlees te kies nie. Die tweede punt van vanoggend se erediens, die werke van die vlees, 'n lewe buite die gees. Ons lees die volgende gedeelte saam, Galasiërs 5, vers 19 tot 21. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Voordat Paulus by die pragtige gedeelte uitkom, die vrug van die gees, die transformerende krag van die vrug van die gees, waarsku hy eers die gelowiges in Galasië oor hoe lyk iemand wat nie volgens die gees leef nie? Hoe lyk iemand wat doelbewus die vlees kies? En die rede waarom Paulus hulle hierteen waarsku, as ons gaan kyk na die konteks, die agtergrond van die gemeente in Galasië, daar het baie valse leraars daarin beweeg en het allerhande dwaalleer begin verkondig en dit het die gemeentelede te mekaar gemaak. En dit het gelei dat hulle 'n selfgeregverdige wettiese uitkyk op hul verhouding met God gehad het. Nou wat beteken hierdie groot woorde? Baie eenvoudig gestel, hulle het geglo, maar ek kan tot geestelike volwassenheid kom deur my eie vermoëns. Ek kan deur my eie dade goed genoeg wees in die oë van die Here. En dit het gelei dat hulle al hoe meer en meer die vlees begin najaag het. Kyk die fyn lyn wat daar is. Hulle probeer 'n dieper verhouding in die Here kry, maar inteendeel leef hulle die vlees uit. Om terug te kom na hierdie lys, daar mag dalk van julle wees wat soos ek deur hierdie lys gegaan het, gedink het, maar joe, lees bietjie vinniger asseblief. So 'n ongemaklike lys hierdie. Ons wil nou nie hiermee, kom ons lees eerder net vinnig tot ons by die vrug van die gees kom. Dit is pragtig, dit is vertroostend. Hierdie swaar woorde, nee asseblief nie. Die rede hoekom ons dalk so gevoel het is, wanneer ons deur hierdie moeilike gedeelte lees, is dit amper asof 'n spieël voor ons opgehou word. En daar word lig geskyn op waar ons dalk die vlees bo die gees kies. En geliefdes, ons is geneig om meestal op die goeie, die vertroostende elemente van die Bybel te fokus, eerder daarop as al hierdie ander negatiewe dinge, en dit is te verstaane. Die wêreld van vandag is klaargevul met soveel negativiteit. Maar, van tyd tot tyd is dit nodig om die moeilike, die vlees in ons eie lewens te gaan soek, doelbewus die spieël op te hou, en vir die Here te sê, maar Here, help my. Skyn lig op waar ek nog die vlees uitleef en nie die gees nie. Die vlees se werk beskadig die groter gemeenskap in God. Dit vernietig verhoudings en dit trek ons weg van die Here. En vir baie mense voel dit goed, dit voel wonderlik, maar die individu word opgelig en hulle kyk nie na wat hulle agterlaat nie. Paulus waarsku die gelowiges teen so 'n lewe. En daarom moedig ek elke liewe een van julle aan, deur die loop van die dag, môre,
res van die week, ergens kies 'n oomblik vir julle en gaan lees weer deur Galasiërs 5 van vers 16 deur. Maar spandeer tyd by verse 19 tot 21 en vra jouself eerlikwaar af. Waar moet ek nog groei? Waar moet ek die Gees nog meer toelaat om deur my te werk? En baie belangrik, vra die Here vir hulp. Geliefdes, ek beloof vir julle, hy sal julle help. Ons Here is altyd meer as gewillig om ons te help. Die derde punt, die vrug van die Gees, 'n lewe in Christus, die mooi gedeelte. Hier kom die teenstelling, maar die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Pragtig is dit nie. Maar dit is baie belangrik vir my om uit te lig. Dit is die vrug van die Gees, nie die vrugte van die Gees nie. Baie kere is ons mentaliteit rakende hierdie, maar ons sukkel nou maar met 'n paar van hierdie vrugte van die Gees. Maar wat is die slaagsyfer vandag? Ek dink ons trek seker al by so 30%. Okay, so as ek so 4 van die vrugte van die Gees uitleef, daar slaag ek. Wonderlik is dit nie. Dan kan ek mos nou maar my lewe aangaan en ek hoef nie enigsins nog te vernuwe of te verander nie. Waarvan praat hulle nou? Ek slaag dan. Geliefdes, jammer as dit julle babbel is, maar ek gaan hom vanoggend bars. Dis die vrug van die Gees, enkelvoud, een geheel, een karakter, een nuwe lewe wat in al hierdie dimensies vorm aanneem. En boonop dit baie belangrik, die vrug van die Gees is nie 'n lys van morele prestasies waarby ons elke dag 'n regmerkie maak nie. Maar die kassier vandag, ons het baie mooi vir hulle geglimlag. Ons het na die tyd vir hulle gesê hulle moet 'n wonderlike dag hê. Ons kan by vriendelikheid en sagmoedigheid ook. Kan ons mos nou 'n regmerkie gaan maak. Ons het dit gedoen. Dis nie hoe dit werk nie. Ongelukkig gebruik baie mense die vrug van die Gees as 'n nuwe wet waarvolgens hulle moet leef. Wat bedoel ek as ek sê 'n nuwe wet? In vers 18 van Galasiërs 5 staan daar: as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die beskouing van die wet was iets wat die mense moes doen, moes volhou en daardeur sou hulle self hulle verlossing verower het. Baie mense beskou die vrug van die Gees as dieselfde. Maar ek moet vriendelik wees. Ek moet sagmoedig wees, ek moet nederig wees. En as ek al hierdie goed gedoen het en ek het 'n regmerkie langs almal van hulle gemaak, dan verdien ek my verlossing, dan is ek tog 'n goeie mens. Dis nie hoe hierdie werk nie. Die vrug van die Gees is die resultaat van 'n verhouding met God, waarin sy Gees 'n vaste woning in ons harte kom vind het en ons al hoe meer en meer toelaat dat hy deur ons werk. Kom ons kyk weer na hierdie lys. Liefde. Onselfsugtige, opofferende liefde. Die Griekse woord wat ons hier kry is agape. Die liefde wat Jesus vir ons aan die kruis gewys het. Vreugde. 'n vreugde wat nie gewortel is in ons omstandighede, of 'n vreugde wat gewortel is in die vlees nie, maar 'n diepe blydskap in Christus, wie ons in Christus is. Vrede, 'n ruskans in God se teenwoordigheid aan te kan gryp, om na die voete van ons Here toe te keer en te sê, maar hier is waar ek my batterye herlaai. Geduld, stadig om kwaad te word, eerder te volhard in die verhoudings wat ons met ons medegelowiges het. Vriendelikheid, 'n sagtheid in woord en daad.
Goedhartigheid, 'n nuwe lewe gevul met goeie dade. En hierdie goeie dade word nie uitgeleef uit plig nie, maar uit dankbaarheid uit. Getrouheid, om binne 'n gemeenskap as betroubaar, lojaal en standvastig gesien te word. Dat die mense na ons kan kyk en sê, daar's 'n persoon op wie ons kan staatmaak. Sagmoedigheid, ander met begrip te hanteer en nie veroordelend te wees nie. Selfbeheersing, om nie 'n slaaf van een se emosies en drange te wees nie. Geliefdes, al hierdie dra by tot die bevordering van 'n gemeenskap in Christus. En dit lei ons om al hoe meer en meer gelyk te word aan hom. Die 4de punt, die vrug van die Gees is nie net vir 'n selektiewe groep gelowiges nie, maar vir almal. As ons geroep word tot verantwoordelikheid, as ons geroep word tot aksie in ons geloof, dit mag dalk deur middel van hierdie Pinksterreeks wees, dit mag dalk deur middel van die Bybel wees, 'n dagstukkie wat jy lees, wat ook al. En die taak wat voor ons lê, is dalk bietjie te uitdagend, dit gaan dalk te veel van ons eis. Is dit baie kere makliker vir ons om eerder maar net so te maak en te sê, oef, ek's nou nie so seker hieroor nie. Ek weet nou nie of ek bereid is om al hierdie te doen en al hierdie op te offer nie. Maar daar is ander mense wat bereid is om dit te doen. So ek gaan nou nie in hulle pad staan nie. Laat ek eerder uit die pad uitstaan. Laat hulle ding doen. Dis 'n wen-wen situasie op die einde van die dag. Hulle is bereid om meer as ek te doen. Hulle is bereid om meer as ek op te offer. En die Here soek tog mense wie gewillig is, wie deurbraak gaan bring. So laat ek eerder maar net aanskou hoe my medegelowiges 'n verskil maak. Ons kry al te maklik die gedagte van ons is minderwaardig. Ons voldoen nie aan hierdie super Christen beeld wat die Bybel van ons vra nie, dat ons nooit sal kan leef volgens wat die woord van God van ons vra nie, en dat ons eerder maar net moet terugstaan. Geliefdes, die vrug van die Gees is nie een of ander geestelike volwasse vlak wat net 'n sekere paar mense tot geroep is nie. Nee. Dit is die normale Christelike lewe waartoe elkeen van ons geroep is. Die Gees is in alle gelowiges. En hy kom verander en vernuwe ons. Onthou, dis pertinent vir my om hierdie uit te lig. Galasiërs 5 praat van die vrug van die Gees. Nie die vrug van ek nie. Nie die vrug van tot wat ek toe in staat is nie. Die vrug van die Gees. En ons almal is gevul met dieselfde Gees. En dit is deur hierdie Gees wat ons toegerus word om sy vrug uit te leef. Die 5de en die laaste punt. Pinkster gaan nie net oor krag vir buite nie, maar vir transformasie van binne. Wanneer ons aan Pinkster dink, die gebeure rondom Pinkster, en veral as ons Handelinge gelees het, en geliefdes, ek moedig julle weer aan, gaan lees Handelinge, 'n kragtige boek. Maar as ons deur dit werk, is dit waaraan ons dink, gewoonlik vuur, tale, harde geluide, winde, sending, krag, en dit is alles waar, dit is reg. Maar as ons vashak by die uiterlike manifestasie daarvan, en nie toelaat dat die Gees ons harte kom verander nie, mis ons die kern van wat hier gebeur het. God het die Gees nie gestuur, sodat ons soos robotte sy bevele sal uitleef nie. Dan sou hy nooit vir ons 'n keuse gegee het nie. Hy het dit eerder gestuur sodat ons sal groei in hom, wat ons hom sal kies en 'n verhouding met hom sal hê. Jesus se doel met die disippels was nie net om 'n klomp vreemdelinge bymekaar te maak en soos die Engels sal sê, 'n klomp yes men te kry, wat maar net ja sê vir alles en dit net blindeliks doen nie. Nee.
Hy het mense gekry met die doel om hulle te laat groei, dat hulle al hoe meer en meer soos hy sal begin lyk, al hoe meer en meer sal optree soos wat hy gedoen het toe hy op aarde was, deel sal wees van die groter missie van God. En ons word ook geroep tot dit. En dit begin met 'n karakter van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Geliefdes, ek sluit af. Die Heilige Gees is gestuur om ons te vul met krag, absoluut. Maar is ook gestuur om ons harte te hervorm. Om ons te weerhou van die vlees en te vorm na die beeld van Christus. Geestelike volwassenheid is nie Bybelkennis nie. Geestelike volwassenheid is nie watter gawe ons ontvang het nie. Geestelike volwassenheid is nie om altyd reg te wees in 'n geloofsgesprek of uiterlike vroomheid nie. Dit is die innerlike groei wat plaasvind deur die Gees wat in ons kom werk. Die vrug van die Gees is 'n teken van 'n hart wat aan God behoort. Ek wil dit herhaal. Die vrug van die Gees is 'n teken van 'n hart wat aan God behoort. Dit is die teken dat Christus in en deur ons kom werk. Mag ons die vrug van die Gees najaag in alles wat ons doen. Mag ons daarvolgens gevorm en verander word. En mag ons leef vir die groter familie, die groter gemeenskap in Christus. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Here, dankie vir die vrug wat deur ons kom werk. Dankie vir u vrug wat ons kom versterk. Maar ons vra asseblief, Here, dat ons altyd ontvanklik daarvoor sal wees. Dat ons nie sal vaskyk aan ons eie tekortkominge nie, maar dat ons weet ons is kinders van u wat bemagtig word deur u teenwoordigheid en u Gees. En deur dit kan ons u gemeenskap versterk, u gemeenskap laat groei. Ons dankie, Here, vir hierdie besonderse voorreg. Maar help dat ons altyd dit sal beskou vir wat dit werklik is, 'n verantwoordelikheid, waartoe u ons geroep het. Ons dankie daarvoor, Here. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, sy vrug wat binne in ons is, sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.